bekommernis en angstigheid sal jou oud maak voor jou tyd. Dit is nie die plooie in die gesig wat dui op die ouderdom nie. Dit is die plooie in die hart. Dit praat regtig van ouderdom. Dis wat 'n mens oud maak voor jou tyd. Die plooie in die hart. En die plooie in die hart word veroorsaak deur bekommernis en deur angs. Spreuke 12 vers 25 sê, bekommernis in die hart druk dit neer. Bekommernis is sleg vir jou hart. Bekommernis maak jou swaarmoedig. Die Good News Bible sê, worry rob you of your happiness. Worry rob you of your happiness. Daarom is dit so belangrik om bekommernis en angs uit jou hart te kry, want dit gaan jou beroof van jou geluk. Bekommernis en angstigheid gaan hand aan hand. Dit maak jou rusteloos. Dit vernietig. Spreuke 14 vers 30 sê, 'n rustige hart is die lewe van die vlees, maar hartstog 'n verrotting van die gebeente. 'n rustige hart is die lewe van die vlees. As 'n mens rustig is, bevorder dit jou gesondheid. As 'n mens 'n rustige mens is jy 'n gesonder mens. Mense wat voortdurend bekommerd is, mense wat voortdurend angstigheid na die harte hou, is mense wat maklik siek word. Want hy sê hartstog is 'n verrotting van die gebeente. Hartstog verteenwoordig daardie angstigheid, daardie wrok, daardie weersin, daardie bekommernis, daai vreesagtigheid. Dit verrot die gebeente, dit put jou immuniteitstelsel uit, dit put jou organe uit, dit maak jou hart, dat jou hart vergroot, dit maak dat jou ander organe skade kry. Die Amplified Bible sê, a calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body, but envy, jealousy and wrath are like rottenness of the bones. Kan jy sien wat angs en vrees, wat hartstog doen aan jou liggaam? Ek lees dit weer in die Amplified Bible. A calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body, but envy, jealousy and wrath are like rottenness of the bones. Die Message Bible sê dit nog mooier. A sound mind makes for a robust body, but runaway emotions corrode the bones. A sound mind makes for a robust body. As jy oud wil word, as jy mooi oud wil word, as jy gesond oud wil word, op 'n mooi manier wil verouder, met 'n mens bekommernis en angstigheid uit jou lewe uitkry, want dit sal jou vinniger laat verouder. Hierdie dinge, angs, vrees, onrus, gaan identifiseer die dinge wat jou so bekommerd maak. Gaan kyk wat is die dinge wat jou so beangs laat voel. En dan bid jy daaroor en jy los dit by die Here. Dit wat jy kan hanteer, dit wat jy kan ontrafel, doen dit. Dit waarin jy niks kan doen nie, laat dit by die Here. Werp jou bekommernisse op die Here. Want bekommernis en angs en vrees is net tot jou skade. Bid daaroor en los dit by die Here. En verskuif jou fokus weg van die negatiewe na die positiewe.
wat in jou kop gebeur, sal manifesteer in jou liggaam. Wat in jou hart aan die gang is, sal manifesteer in jou liggaam. Negatiewe, stresvolle gedagtes sal negatiewe resultate in jou liggaam oplewer. Maar positiewe denkpatrone, 'n fokus op die goedheid van die Here, op die Bybel wat 'n boek van oorwinning is, sal jou in staat stel om 'n gedagtewêreld te hê wat positief is, wat jou ophef, wat jou gesondheid bevorder. Ek sluit af Spreuke 17:22, die Amplified Bible. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing. A happy heart is good medicine. Dis dalk die medisyne wat jy nodig het, is om jou eie hartkondisie te verander, jou denkpatrone te verander. Dis dalk die medikasie wat jy nodig het. Geen pil kan dit vir jou doen nie. Dis 'n ingesteldheid wat moet verander. 'n Ingesteldheid van vertroue dat God sorg, dat God jou dra, dat die Here jou sal lei, en dat sy goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Hemelse Vader, ek bid vandag dat jy mense verlos van angstigheid. Angs, bekommernis, vrees wat mense vinniger laat verouder en sleg laat verouder. Angs, vrees en bekommernis wat mense siek maak. Verlos in hierdie dag mense daarvan. Breek daardie juk in lewens in Jesus naam. Gee vir mense daardie selfbeheersing. Gee hulle die krag van die Heilige Gees om hulle ingesteldheid en hulle denkpatrone te verander, om 'n gelukkige hart te hê en 'n gesonde liggaam. Ek bid in die naam van Jesus Christus. Amen.